Marinda, Hi, hoe gaan dit? goed en jy? Goed, kan nie kla nie. Vir iemand. Ja, wel, is eintlik jou naam wat my gevang het, want ek kyk maar altyd hierdie app, wie is mense wat active is en wie is mense wat hulle profiles update, want baie keer Yes. dan register iemand op die app en daar's nooit 'n profile pic of enigiets soos dit nie, en jou profiel was mooi Ja. complete. Jy bly Mauritius en toe vang jou naam my, Marinda. Okay. Ja, dis nie Ja, 'n baie Afrikaans, nee. dis nie 'n algemene Suid-Afrikaanse naam nie. Ja, dit is nogals baie skaars. Ja. So vertel ons 'n bietjie van jouself. Hoe het jy van Suid-Afrika en Mauritius opgeëindig? Wel, dit is alles my man se skuld, actually. So, hy het werk gekry hier. Sy broer het eintlik hier gebly vir 10 jaar. Hmm. En toe sê ek aan hy gaan nou terug Suid-Afrika toe en wil ons die kans vat, toe sê ek vir hom, hoorie, wel, hy wil nog altyd, jy weet, buite Suid-Afrika werk. En ja, toe eindig ons nou hier op en ons is nou al 5 jaar, dit sou net 3 jaar gewees het, Yes. maar ons is al 5 jaar hier en ek dink ons gaan maar vir nog 5 jaar hier bly. So wat se tipe Of werk langer. doen? Ja, wel, hoekom nie? Ek het so baie vrae want ek het al ons het al in 'n paar lande gewerk. Eers in Engeland en nou in Australië. Hoe wat se tipe werk doen mense in Mauritius as ek mag vra? Wat kry jou daar? Weet jy gaan nou lag, maar ek sê die mans kom werk en die vrouens kom hou vakansie. Die meeste soos my man, hy is ingenieur so en hulle werk met in en uitvoer van staal. So dis al wat ek vir jou kan vertel. Ek sê vir hom altyd, jy weet, as iemand vir my vra wat doen hy, dan sê ek soos, weet jy, iets met staal, Hy's dis baie complicated. so hy Maar hy hy deel in wapens. ja, weet jy, baie keer dink 'n mens nogal so, jy kry mense wat nie vir jou reguit antwoorde gee nie, hoor. Jy grap, ons het dit al 'n paar keer gekry. Maar nee, hy werk hy's in die staalindustrie. Hm. So hy was ook sy hele lewe lank in die staalindustrie. So en die meeste mense is invoer en uitvoer of Ja. selfs ons het hier's verskriklik baie Suid-Afrikaners en almal se besighede is actually nog in Suid-Afrika, maar dis ook besighede wat, hoe kan ek sê, wêreldwyd werk. So Ja. hulle kom sit hierso en werk maar meer, jy weet, abroad. So en ek moet sê dis baie interessant om te sien wat almal doen, want dis mense wat besighede het wat ek nie ervan geweet het nie. Ons het vriende wat met skaapvel werk vir Gucci en al daai dinge. So jy sal nooit dink jy werk met so iets in Mauritius nie, maar dis baie interessante. Nee, hier's nog ons iets van al. Ja, dis wel kyk toe ons nog in Suid-Afrika gebly het, ek baie keer gewonder, ja maar hoe sou dit wees net 'n bietjie Mauritius te gaan besoek en te gaan kuier, want jy dink altyd aan Mauritius as dis 'n vakansieplek. Maar Mauritius is eintlik nie so klein soos wat jy dink nie. Dis eintlik relatief groot. Dit is die eiland self is klein as jy nou dink ek sê altyd hy is 65 by 45. So maar jy weet kilometer. So dit is maar 'n klein plekkie, maar as jy eers begin rond kom jy agter hier's baie op hierdie klein eiland. Baie mense dink Mauritius is tropies, jy weet, see, palmbome, maar daar's soveel meer aan in Mauritius as wat mense eintlik dink. Jy weet, baie mense dink dit is regtig net tropies, dis regtig net see en sand, maar ek kan nie vir jou verduidelik hoe baie is op hierdie klein eiland nie. So dit in 'n mate is hy groot vir sy. Ja. Ek is nuuskierig. Wat is jou view op Verseker. hierdie oomblik? As jy nou by jou venster uitkyk, wat sien jy? Geboue of As ek nou by my venster uit Ja. groen. Groen? Groen, dit is altyd groen en die lug is dis blou en groen staan uit. Dis altyd groen. Ons het nie herfs nie, jy weet, so herfs bestaan nie, lente bestaan nie. Jy het somer en winter. So ek moet sê dis altyd groen. Vertel my 'n As ek bietjie by my kyk, is groen. vertel my 'n bietjie van winter. Winter in Mauritius. Wat klassifiseer as Ooh. Okay, kom ek sê so, aan die begin, ons het in die noorde van Mauritius eers gebly.
Yes. En So dis okay. Laat ek jou 'n die idee noorde van. van die eiland So dis 20 km op in die pad. is 65, ja, 60 km op die pad. Daar gaan jy, net soos by die kraai vlieg, dis Ja. waar ons gebly het. En ons bly tans in die suide. So ons het in die noorde gebly. En daar bestaan die winter nie. Winter maksimum was 27. Jou minimum was, ja, as ek nou vir jou moet jog, is 24, 25. Dit is jou minimum winter. Yes. Daai was vir my 'n groot aanpassing want ek hou van winter. Ek wil koud kry. Ek wil serpe dra, ek wil baadjies hê. Ek hou nie van somer nie en ek bly op 'n tropiese eiland, so Ek is nie die eerste ja een. nee, Ek ja, het ek is ja, Ekskuus, die somer werk nie vir my nie, maar okay, dit is iets wat ek baie vinnig moes aan gewoond raak, want dis altyd somer. Dis regtig altyd somer. Maar okay, as mense Nee. see het, ek kan nie kla nie. Jy weet, so Dis baie erg. Ek kry nie jammer nie. Dis jammer. Ek het ek het vir Nathaniel so 6 maande terug geïnterview en hy het presies dieselfde ding gesê. Hy het gesê as hy sy sin kon kry, sal hy altyd net winter hê. Want nee, ek ook. hy wil net aantrek. Nee, verseker. Dit is jy soek rooiwyn, ek soek kaggel, ek soek mistige weer, jy weet, koue reën weer. So ja, ek is heeltemal uit my plek uit gewees en toe trek ons nou na die suide toe van die eiland. Nou so groot as wat hierdie eiland is. Ek het nou winter. Jy sal dit nie glo nie. Ek moes bootjies bring van Suid-Afrika af. Ek moes treie bring. Ek moes leer wintersklere weer aantrek. Ek moet net gou dit verstaan. So, okay. Ek sal vir ons kykers sal ek 'n Google Map intrekkie. Ek wil nou weet, hoekom maak dit 'n verskil? Goeieste, waar is Mauritius? Die kleinste klipie in die see. Ek gaan by Port Louis. Waar kry ek vir Mauritius as ek nou op die map gaan kyk? Wag, search. Die gatos. Daar sê, alright. Okay, alright. Wel, jy's nie 100% by die ewenaar nie, maar ek moet sê, ja, dit maak sin. Tensy die syde 'n bietjie laer af is meer op nie op seevlakkie, maar jy weet wat ek bedoel. Dan kan ek verstaan dat die temperatuur dalk verskil is. Kyk, ek ken glad nie Mauritius nie, so praat met my asof ek 10-jarig is. Is daar enige soos berge en heuwels en daai tipe goed op die eiland? Wel, ons het definitief. So as ek nou praat van die noorde, is dit plat en droog. En soos wat jy inbeweeg, jy weet, meer in die middel van sentraal gaan, dan dit begin die berge. Jy klim berge, die mooiste bergreekse wat jy kan kry. So ons in die suide is redelik hoër as die noorde. So daarom is dit nou lekker koeler en jy weet baie meer, ek weet nie, dis net meer mooi. Ja. So hier is definitief hier's verskriklik baie beautiful berge wat jy kan uitklim. Ons het 'n paar al uitgeklim. Dit is altyd 'n moet. Ek moet sê vir enigiemand wat kom, Mauritius is nie net see nie. Daar's soveel mooier natuur. Van berge, daar's regtig die lekkerste hiking trails. So ja, soos ek sê, as ek nou vir jou moet verduidelik, noord is plat, droog. As jy wil vakansie kom hou en jy wil nie reën hê nie, gaan nie. Wel, kyk, 60 km op en af in die pad dis relatief groot. Dit is vir 'n eiland. Kyk, as ek dink tropiese eiland, dink ek klein. Dis ek kan letterlik om 'n draf in 'n halfuur se tyd. Nou vertel my 'n bietjie van jou foto's, want jy post actually op die app en ek moet vir jou sê baie dankie. Toe ek die app create het 'n jaar terug, net so wel wat is ons 'n jaar en 6 maande terug. Toe was dit een van die groot goed wat ek mee gesukkel het dat mense moet actually engage. Want die app was bedoel om Suid-Afrikaners te connect. Want jy travel oor see en jy gaan bly op 'n plek waar jy niemand ken nie. En jy wil vriende maak. En die enigste manier om vriende te maak is om jouself uit te sit daar. Jy moet uitreik na ander mense.
mense doen so ek raak altyd baie happy as ek sien elke keer mense gebruik die app, hulle post en ek het nou al hoeveel stories gehoor van mense wat actually vriende gemaak het op die app want hulle connect met mekaar en chat hulle. Ek sien nooit daai chats nie. So dis my great om die stories te hoor. So vertel my 'n bietjie Ja. jou foto's. Waar in Mauritius neem jy dit? Weet jy, elke keer as ons naweke strand toe gaan, dan is dit nou maar foto's tyd, want ek Ja. dink jy kan nie vir 'n beter plek vir om foto's te neem as hier nie. Ja. Dis net altyd mooi. Daar's altyd iewers ietsie kleins, ietsie colourful om te sien op hierdie eiland en dis hoekom ek sê om dit vas te vang, want jy weet baie mense dink, okay, hulle gaan kom vakansie hou in hotelle. So jy's maar 'n bietjie vasgesit as jy na 'n hotel toe gaan. Hierso Ja. baie mense wat van Suid-Afrika kom vir vakansie gaan boek 'n hotel in. So jy is op hierdie klein stukkie, op hierdie beautiful stukkie hemel in die oseaan. So dan probeer ek bietjie vir mense wys, weet, gaan bietjie uit, versprei bietjie, jy weet, gaan loop bietjie rond, gaan sien Ja. raak. En so kom ek sê, sodra ons iewers heen gaan, of ons nou gaan stap of al is dit net winkel toe, daar's altyd iets moois om te sien. So mense moet probeer dit maar vasvang dat die mense by die huis dit actually net bietjie kan sien Ja. oor hoe lyk die wêreld daar buite. En dat daar 'n bietjie meer is as net op die strand te lê. Dus jy weet net 'n bietjie te chill. En margaritas te drink. Nou, jy het gesê jy het sorry, ekskuus, het jy 'n seun? Het jy 'n dogter? Is 'n klein seun, ja, is 'n seentjie, is 'n En hoe oud is hy? warrelwind. Hoe oud is hy dan? Hy is nou 2, Twee. die Oh, fantastiese 2. ja. Ek onthou my kind Ja. is 2 jaar. So dit was great. Wag tot hulle 3 raak, dan het Johanne eers vol. Nou, ja, kyk Ek hoor daai ding. hy's relatief nog klein, maar hoe gaan dit met soos want kyk Mauritius is nog steeds nie Suid-Afrika nie. So hoe gaan dit met goed soos maatjies maak en playdates en daai tipe goed? Weet jy, daai is nogal so 'n ding. Ons het gelukkig hier's redelik verskriklik baie Suid-Afrikaners wat hier bly. Jy sal verbaas wees oor jy kan nie hier skinder nie. Hier's baie Suid-Afrikaners. So ons het daar 'n redelike groep vriende wat van Suid-Afrika afkom, so dan verstaan hy die taal. Maar hier waar ons nou bly tans in die suide is bietjie meer Frans. Frans. So dan is daar, ja, dan is daar bietjie daai taal, jy weet, maar tog vreemd genoeg, so klein as wat hy is, verstaan hy tog, jy weet, ek dink hulle sê mos kinders verstaan bietjie meer. So Ja. en ek dink sy ouderdom, hulle hoef nie te praat nie, hulle beklei hulle handtekere en tog speel hulle. Ons het so ruk terug, het was ons op die strand en daar was hierdie paartjie van Roemenië. Ek meen, en dis 'n groot taalskeiding as jy nou dink aan dit. Maar tog, hy en hierdie mense se dogtertjie het net gespeel. Jy weet, en daar het ons toe nou gesit en begin actually gesels asof ons jarelange vriende is. En dit was nogals vir my spesiaal, want dis iets wat jy ook agterkom van die eiland is, jy weet, jy's weg van die huis af. Ja. Maar tog maak jy soveel makliker vriende, want almal is uit hulle comfort zone uit hier. Yes. Almal is weg van die huis. En tog op 'n manier kom jy by mekaar en jy maak vriende. Jy weet, en dis met vreemdelinge maak jy maklik vriende. Ek moet sê, dis nog baie waar. Ek meen, ons het relatief baie ons het baie vriende gemaak wat so by van Nederland af kom. En van ander lande af, maar nie noodwendig altyd Australiaans nie. Want Australianers het hulle klaar vriende, was om wie hulle groot geword het. So hulle sê mense hulle is nie op soek na nog vriende nie. So ja, en dan natuurlik met Suid-Afrikaners. So soos ek sê dit in al my video's, ek vra vir my kykers om verskoning, ek repeat myself maar die hele tyd. Jy hoor iemand praat Afrikaans hier in die winkel en dan as jy weer sien braai hulle. En dit is maar hoe ons is en dis lekker. En as jy klik, dan klik julle en julle braai weer. As julle nie klikkie, sien jy oor 'n jaar by een of ander event. Dis baie waar wat jy sê. Ja, ons kyk nog steeds baie lekker, maar ek bly dit weet jy, ek het eintlik ek ken 'n vroutjie in Roemenië. Ek het haar geïnterview
ook 'n paar maande terug. Sy is Suid-Afrikaans. Sy is getroud met 'n Roemenian en hulle het 'n dogter. En sy het 'n boek Ja. geskryf, 'n kinderboek geskryf gemaak, sy en haar dogtertjie saam, wat vir kinders wat in die buiteland woon, leer hoe om te cope met die feit dat jy 'n bietjie anders is. Dat jy meer as een taal praat, dat jy verstaan, want baie keer is ons verstaan dit glad nie. Vir ons is dit cool. Jy weet, ons is twee tale, ons is drie tale, maar ander mense kyk soos dis bietjie weird, jy weet. My oudste seun se naam is Ludwig. En dis 'n beautiful naam. Right? Dit is, ja. Maar vir hom wat hy was 2 toe Suid-Afrika verlaat het. Hy het gesukkel in Engeland om 'n nuwe taal te leer. Hy het vinnig op die ou en toe toe hy dit eers snap jy dit. Toe sy sommer Brits. En toe ons weer hiernatoe trek 'n jaar of 2 later, toe sy sommer Australiaans. Maar een ding het die hele tyd gebeur. Hulle het hom bietjie gespot oor sy naam. Want hulle kon dit nie reg pronounce nie. So toe en ons noem hom nog altyd Lukie. En toe sê hy nee, maar hy wil by die skool Luke genoem word. So 1 of 2 e-mails en toe sit dan en almal noem Luke. En dis vir my amazing hoe sy vriende hom net aanvaar as Luke nou. Want in 'n mate noem ons hom nog al vir jare so. So, om by die punt te kom. Ek gaan vir jou die boek stuur. Want sy het vir my 2 boeke gegee, een vir my gesin en dan een om weg te gee. En ek het al die kompetisie gepost lank terug, maar nie genoeg mense in my opinie het ingeskryf vir dit nie. En die inskryf manier was actually fotos. En aangesien jy sulke mooi fotos post, is jy sommer my wenner. So ek gaan vir jou baie dankie. Vir die kinderboek stuur en dan kan jy met jou seentjie sit en dit lees en dan hopelik leer hy dit uit en dan ek sal bietjie met van Sittert is al van Marley. Ek sal sy gaan my kwaad wees, ek het haar naam vergeet. Sal ek vir laat weet ek het uiteindelik iemand gekies vir haar boek. Baie dankie. Ja, sy is besig dit maak 'n groot verskil. Mense vergeet dit is soos wat jy sê, ons hanteer verandering bietjie makliker as kinders. Ja. En as ek selfs kyk met hy is dalk net 2, maar dit is tog 'n groot wêreld, jy weet, en dit is tog 'n verskil. Ja. Ek meen as jy kyk na dis tale, dis name, dis you name it. Die veranderinge is daar, want selfs toe ons moes dink aan 'n naam, het ons juis vir hom gegee 'n naam wat Afrikaans is, so dis Johan, maar hy spel hom soos die Franse manier, net laat hulle hier sy naam kan reg uitspreek, jy weet. Want Johan moet nie John wees nie. Dit is verskrik. 'n Mens moet aan sulke goed dink as jy in 'n ander land bly in plaas van jou eie. En as mens kyk, ons moes nou die dag om inskryf by 'n skool, dan dink jy, oh wow, jy weet hoe verskil dit teenoor die skole waar ons aangewoond is, waar ons uitstap. En dink jy, wow, ek wonder of ek my seun ooit gaan inpas as ons terug gaan Suid-Afrika en hoe gaan dit wees? En mens vergeet actually jy weet waardeur hulle ook gaan. Ja. En ek dink ook van die ander kant, my seun kan nie kla oor waar hy groot word nie. Nee, dis een handput. Dis veilig en dis skoon. So Mauritius in terme van aangesien jy nou genoem het misdaad en daai tipe goed, is nie iets wat julle eintlik oor bekommer nie. Kyk, hulle het al ingebreek by ons huis, jy gaan dit kry. Maar dit is nie geweld nie. Dis iemand wat inbreek, hulle wil net so 'n bietjie klein geld hê en hulle wil jou whisky hê of jou wyn. Weet, dis wat hulle soek. Maar dis dit. En jy weet so, en ek kan alleen met my seun strand toe gaan. Ek kan alleen gaan stap. Selfs voordat ek hom gehad het ek en vriendinne alleen gestap, hierdie eiland plat gestap. So jy het jou backpack op jou rug en jy vaar hierdie eiland in en jy's rustig. En ek moet sê dis nogals amazing van Mauritius, dis lekker. Jy hoef nie, jy weet, paraat op te tree heeltyd nie. Jy hoef nie heeltyd oor jou skouer te kyk nie. En dit is nogals vir ons baie lekker. Vir ons as Suid-Afrikaners. En ek moet sê dis regtig 'n lieflike ervaring.
Ja, ek moet sê dis en ek het dit al voorheen in interviews genoem. Dis iets wat ons baie waardeer in die buiteland en ons het in Engeland experience waar ek by sleutels die deur buite vergeet het. Dan iemand my deur vir my gesluit in die nag en die sleutel deur die letterbox gegooi. En hier in Australië nou wel dit dis weird. Dis soos daar is nie regtig gewelddadige crime waar ons is nie. En jy hoor so hier en daar van 'n paar goed. Ja. My bakkie is nou die dag uit die driveway uit gesteel. En ek gaan in my roetine in die oggend, ek het my rugsak op die rug. Ek werk vir die skool waar my kinders in die skool is. So ons Ja. almal gaan as 'n troepie uit en my roetine is ek gooi gou vir almal in die bakkie en dan hier ry ons. Ek kom maar in die driveway is leeg. Ek staan daar soos iemand wat sy kind verloor het. Ek is soos wag, miskien het ek hom in die agterjaard gesit. Kyk vir die agterjaard. Hy's nie daar nie. Anyways, lang storie kort, toe 'n klomp tieners om in die vroeë oggendure het hulle die sleutel in my vrou se kar in die hande gekry en hom gevat vir 'n joyride en hom gaan park in 'n ander dorp. Niks, hulle het hom mooi gaan park. Hulle het hom mooi op die sypaadjie gaan park en die polisie het hom vinnig weer gekry en ek het hom volgende dag weer teruggehaal. Dit was net ongelooflik, maar onder andere is dit baie veilig. Ek praat dus so ek vergaap my nou aan waar jy bly, maar ons bly soos 'n blok van die strand af en Australië het beautiful beaches. Op die oomblik omdat ek in Melbourne is, kry ons vrek koud. Dit is koud. Ek meen vanoggend dis alles gevries hier buite gewees. Ek moet met 'n ketel water my venster die ys in my venster afgooi. Maar ons waardeer die feit dat ons kan uit ons huis uitstap, rugsak op die rug, kiets en ons kan gaan lekker baljaar op die strand en ons hoef glad nie te bekommer oor iemand wat vir ons gaan kom tuister vir iets of ons goed kan kom steel of enigiets soos dit. Ek is doodseker ons kan ons valuables net op die strand los en in die water gaan swem. Wel, dis wat ons doen. Jy weet, dis gewoonlik is dit altyd iemand by in Suid-Afrika byvoorbeeld, jy weet, hoorie, okay, sit jy nou maar hier, ons gaan bietjie swem en dan jy maak beurte, maar Ja. glad nie. Jy kan jou goedjies daar sit en jy kan loop en dis heeltemal anders. Jy weet, maar ons is maar nog steeds paraat. Ons probeer maar nog steeds wegsteek want ons is altyd bang, jy weet nooit nie. Jy moet nie complacent raak nie. Jy moet nou nie gaan soek ook nie. En dan die ander ding is as ons terug Suid-Afrika toe gaan, moet ons onsself herinner. Sluit jou kar, jy weet. Ja. Moenie jou goed net los nie, want jy is so in 'n rotine van dis altyd veilig waar jy is en dan gaan jy terug en dan moet jy ewe skielik weer vashou en jy weet dan dink ek, dis eintlik hartseer. Dit is eintlik tragies om te dink dat Ek het my vrou al so dopgehou en ek moet nou vir jou sê, jy gaan nou lag. My vrou se naam is Marinda. goeie name. Ja, dis hoekom ek dink, dogmen, wat? Dit sal 'n goeie so goeie Engels. Anyways, Ja. my vrou se naam is Marinda. En kyk ek hoe sy partykeer aan sak net so los oor die pram of so. Ek nee wat, Suid-Afrika gaan hulle vir jou leeg steel. En dit geld maar vir ons almal, maar nou woon jy in die buiteland, nou besef jy, dis jou God-given right om veilig te voel in 'n land waar jy woon. Ja. Om lopende water te hê, om elektrisiteit te hê. Daai tipe goed, dis mense vat dit vir granted oor see want jy weet nie. Nee, dit Afrika is nou jy weet nie gewoond. wat load shedding nie. Ja, hulle is in Suid-Afrika raak hulle gewoond. Dit is maar taaf, jy weet. Dit moenie wees nie. Dis nie normaal. Dit is nie normaal. Vertel my 'n bietjie, jy's nou nie 'n reisagent of 'n immigration lawyer of enigiets soos dit nie, maar ek dink op baie mense se gedagtes is hoe moeilik is dit om 'n visa te kry om byvoorbeeld Mauritius bietjie te gaan werk. Nie dat ons te veel mense daar soek nie, want ek meen dit is net 60 km deursnee eilande. Jy weet jy, daai is as jy so iets wil oorweeg, dit gaan oor wie jy ken. Die maklikste is jy moet iemand ken wat looi is, wat vir jou kan help. Want hierdie ouens hier, die regering, wat nie 'n slegte ding is nie, is hulle wil nie alles vir buitelanders dadelik gee nie. Hulle dink eers aan hulle mense en dan, jy weet, sal hulle nou dink aan okay. So daar was 'n bietjie reëls en regulasies. Byvoorbeeld soos met my wat nou
ek mag nie werk nie. Tensy iemand vir my 'n permit gee, 'n besigheid wat my baie graag wil hê en dan hulle moet vir my die permit aanbied en dan is daar 'n jy weet hoe kan ek sê 'n minimum salaris wat hulle my moet betaal. Ja. So dan stel hulle eerder iemand local aan want hulle is goedkoper, jy Ja. weet en dis bietjie meer bekostigbaar. So dis 'n manier hoe hulle kyk meer na hulle eie mense as jy weet hulle wil nie te veel ander mense inbring nie. So Dit dis tog ook verstaan 'n ek bietjie in 'n anders. mate. Ja, want dit is dan maar nie die grootste plek nie. Jy weet en vir hierdie klein plekkie moet ek sê hier's baie mense. Hier's regtig baie mense op hierdie klein plekkie. Ja. Ek het van die video's gesien van die markte en sulke tipe goeding. Oef, ek sal mal raak daar want ek kan nie tussen al daai mense funksioneer nie. Ek stuur my man. Ek stuur my man. Ek Ek kry sê ons 'n vir paar hom, coconuts, paar ek koop vir ons vriende, daar gaan jy, gaan geniet dit want okay, okay, hier in die suide, dit is so 'n bietjie rustiger hier aan ons kant van die eiland. Kom ek sê die noorde is die touristy plek, so as jy vertrap wil word en hou van besig wees en hou van loud, dan gaan jy op noorde se kant toe. Ja. As jy rustig so en bietjie meer family veilig, jy weet hier ry die kinders nog fiets en almal se fietsse lê nog voor almal se driveways. Ja, dis Dis die vibe wat jy het. So dis hoekom ons hierdie kant toe getrek het, juis vir die seentjie, jy weet, want dis bietjie meer toe ons groot geword het. So ja nee, en dit's rustiger. Ek hou van rustig, ek hou van stil. Jy kry so ek sal 'n dag wil uitgaan vir loude mense en besig en maar dan kyk jy nou 'n bietjie jou rustigheid. So nee, my man is die lucky one. Hy moet gaan groente koop. Ek neem aan jy omdat Mauritius so naby aan Suid-Afrika is, kry jy ook baie van Suid-Afrikaanse goods in die local winkels seker te koop en ek meen dit is relatief die naaste ek wil nou nie sê dis nie first world maar civilized import country. Ek weet nie hoe Madagaskar is nie, maar Suid-Afrika seker maar waar baie van die goods vandaan kom. Ja, gelukkig. Ek moet sê ons kan vleis koop. Ons duurste bygesê, braai is nie goedkoop nie. Is nie 'n goedkoop ding hier nie. Julle moet Australië toe kom. Ek dink is okay. Ek dink dis die enigste manier hoe iemand my in Australië kan kry want ek sê altyd ek weet nie hoe kan jy na Australië toe gaan nie. Dit lyk vir my warm. Daar was groot goggas en ek is okay met die eiland. Ek dink amper Mauritius is gevaarliker as Australië. Suid-Afrika is definitief gevaarliker in terme van diere as Australië. Australië is net baie beter ge-advertise oor hulle. Ja, ek dink dit is dalk die ding. Mense sien Australië en dan sien jy groot spinnekoppe, maar ons het ook baie groot spinnekoppe, maar ons het niks giftig nie. Ja, wat in die see gaan swem. Wel, kom ons praat 'n bietjie oor Australië se goggas. Nou dat ek dink baie mense het 'n misconception oor Australië. So hoe meer noord, hoe meer gevaarliker. So as jy ver noord is dan is dit baie gevaarlik, meer gevaarliker haie, krokodille, en slange. So slange is letterlik die hele Australië vol, maar hier by ons het ons soos die tiger snakes, die brown snakes, red belly en hulle is almal baie dodelike giftige slange. Ek dink 9 van die of 8 van die wêreld se 10 giftigste slange is in Australië. Maar dit is baie skaam. Jy sien hulle nie sommer nie. Hulle is gewoonlik in die lente, vroeg somer, dan is hulle naby waar daar plekke soos water is. So as ons gaan draf aan die ander kant by die dam of so, dan sien jy sien, daar gaan 'n tiger snake, maar hulle sal nie sommer vir jou kom as jy nie letterlik om gekorner het of ietsie. Jesus nee. Hoe meer noord jy gaan, hoe groter is die brown snake. Die brown taipan of die brown snake is die giftigste slang in Australië en ek dink amper in die wêreld. En hy is een wat jy definitief moet vermy, maar dis nie soos Australië dit beteken advertise, is hy goed oral. Die geval. Maar dis hoekom dit voel vir my dis altyd daar. Dis jy maak gas oop en iets spring en vang jou, jy weet. Nee, dit is nie. Ons het soos Huntsman hier wat daai groot spinnekop wat jy kry, maar hulle is die grootstes van hulle is meer by die op na die reënwoude se kant toe en dan waar dit warmer is. Ons kry grootes hier relatief, maar dis skadeloos. Die enigste ding wat my nog ooit aangeval het en seer gemaak in Australië is 'n voël. Hier's voëls hulle noem
Hier's voels hulle noem hulle magpies. En jy sal sien ek het op die app het ek 'n foto gepost van een. Wat as jy hier Die woon, een wat so 'n bietjie closer en closer kom, ek het ja, daai. ja, as jy hier woon en jy as jy weet hoekom dit so snaakse images en ek gaan die Thank video you. Ek gaan die video post. Ek en my vrou en het gaan draf en ek het die pram gestoot. Dis seker al 4 jaar terug. En ek het omdat ek die pram met wiele, die voël kan dit nie hanteer nie. Elke September en Oktober val hulle enigiets aan wat verbyry met wat wiele, soos 'n fiets, prams, wat hulle voel daai pram of fiets gaan hulle neste aanval. Toe begin Oh, poep en ek het 'n video, ek het die hele ding op video. Ek is soos dit was die snaakste ding, soos die bloed loop. En ek is soos ons moet meer worry oor wat uit die lug uitkom as wat van die grond afkom. ja, so moenie worry oor die slange en die spinnekop en nie worry oor die voël. Daai Oh, is nie eens die gevaarlikste van die voëls wat jou hier aanval nie. Daar's die klabber wat soos 'n Suid-Afrikaanse kiewiet is. Hy klink ook ja? so. Hy klink ook so. Daai voël, hy val jou kan. Anyway, Ja, ja. mense moet bang wees vir die voëls in Australië en dis Maar dit is regtig 'n great land. Ons love dit hier. In terme van aanpassing en die mense, ek praat nou van spesifiek van Australiërs, was dit baie ja. moeiliker om te climatise as wat dit was in Engeland. Engeland het vir my baie warmer gevoel in terme van mense se persoonlikheid. Wat vir my ironies was, want die land is so flippend koud die hele tyd. Ja. Maar ja, ek hou van Australië en ons hierso sal jy baie keer in die rakke sal jy Suid-Afrikaanse goods kry en so. Ja. Dis hoekom ek ook opgebring het oor Mauritius want ek werk saam met 'n vroutjie, sy is ons enrollments manager. Sy is van Mauritius af. En al wat sy heeltyd aangaan oor is die Simba chips. Oei, Die Simba Simba chips wat sy mis. Sy wil net Simba ek chips. moet sê ja. Dit is nogal so 'n ding wat ons die meeste gemis het. Is ek dink dit veral my man, hy is mal oor chips. So hy mis Suid-Afrika se chips. En gelukkig, soos wat jy sê, ons kry darm van die produkte hier. Ons doen. Dis hoekom ek sê wat ek hou van dit dis ver van die huis af, maar dis tog naby aan die huis. Jy weet, en Yes. hulle sorg, jy weet daar's altyd ietsie huis in die winkel ook. So nee, daar's definitief, maar so nou en dan moet ek sê, so nou en dan soek jy bietjie meer huis. Ons mis poetepap. Jy weet, so as ons 'n pakkie meel kry, Ja, so ons moet saam met die diervleis bestel, ten duurste kry ons 'n pakkie meel, dat ons net so 'n bietjie poetepap kan maak, of Ja. bietjie pap, die braaipap. 'n bietjie braaipap. En nee, maar ek moet sê ja, hier's gelukkig is die redelike Suid-Afrikaanse produkte en dit help ook. Want kom ek sê vir jou, die eerste keer wat ons hiernatoe gekom het en ek moes gaan grocery shop doen, dit was met Google Translate. So, maar dan kan nie vir ons lees nie. Ek het geen idee wat dit is. Ek het geen idee nie. Ek ken Afrikaans en Engels en so 'n bietjie Sotho en bietjie Zulu, maar that's it. Ja. Kan jy So nou jy het Frans praat? gegaan. So bietjie. So, jy weet so nou, so dan gaan jy maar met Google Translate winkel toe en hoop vir die beste. Jy hoop jy koop maar ietsie. Ons eerste choppies wat ons gekoop het, was van Australië af eintlik. Ah. En dit was regtig baie dun. Ek kan nie O. vir jou sê baie shame, dit was so hartseer. Maar ons sal nooit vergeet nie. Want dit het ons geleer om as ons terug gaan dan braai ons kyk. Dan Ons het waardeer. nie 'n saak oor wie sê wat nie. Jy mis skaapvleis. Maar tog soos wat jy hoe meer jy is, jy pas aan. So nou verstaan ons 'n bietjie meer oor wat ons koop. Jy pas bietjie jou geregte aan. Jy eet anders, maar jy eet nog Suid-Afrikaans. Altyd. Vertel my, hoe gereeld gaan julle terug Suid-Afrika toe? Ons probeer 2 keer 'n jaar. Dis wat lekker is van Mauritius. Dis naby genoeg om dis moontlik. Jy weet vir ons om gereeld te gaan. Dis nie ver nie. Dis maksimum 4 uur se vlieg. Dit is bietjie woes met 'n 2-jarige, maar is okay. Jy weet ons maak dit werk. Maar jy weet dis net 4 ure. So dis wat lekker is. So ons probeer regtig 'n punt maak om 2 keer 'n jaar te gaan. Ek kan my niks vertel om met van my kinders vlieg hoor. Australië, alles is ver uit mekaar uit. As jy net wil stad toe ry dan is dit 100 kilos die kant toe of is
as ons wil Queensland toe gaan, moet ons vlieg. En dis 2 ure is 'n vlug. Perth is 6 of 7 ure. Nee, wat? Ek is jammer, ek hou nie van vlieg nie. En dis nie omdat ek bang is vir vlieg nie. Dis net omdat as jy dit doen met 'n hele span, dis harde werk. Ek verstaan. Ja. Ja. Nee, dit is 'n anderste sielkundige uitwerk om op 'n mens waar jy leer baie van jouself. Okay, so wel, soos ek Ek gesê het, ek gaan nou weer repeat wat ek gesê, wel ek verstaan hoe kosbaar die tydjie is wanneer mense kleintjie slaap en jy kan vinnig deur die huis hardloop, goed doen, jy kan net gou 'n bietjie tyd vir jouself kry en jy het daai tyd afgestaan in Oorsee en ons sê vir jou baie dankie. Ek en al my vennote is nie so baie nie. Yes. En ja, Maar weer een van die dae is dit baie. Een van die ja, dae. wel, nee, maar ons is nie meer Ek nie, love maar die idee van die app. baie dankie. Ek moet sê, nee, regtig, ek love dit. Ek het al 'n paar van my vriende van skool af het ek klaar gesê asseblief gaan op die app, kry die app want my een vriendin bly in Wallis en my neefie bly in Amerika onlangs toe getrek, jy weet, so en 'n mens moet by mekaar kom. Jy het jou mense nodig, jy weet, so Die app is 'n vir mens het dit nodig. ek het as jy gaan op die app en jy klik op menus, jy sien jy het 'n referral link ook. So as jy op die referral link klik dan kry jy punte. So dan jy kan vir hulle net jou referral code stuur en dan sal jy punte kry of jy kan hulle direk invite van jou profiel af. So as jy op jou profiel klik, ja, dan is daar waar's invites en dan kan jy net email invites, dan invite jy hulle direk van jou na hulle e-mailadresse toe, dan kry jy spore. En as jy nie weet wat spore is, spore is jou reward points en as jy die spore wen wat 'n vroutjie gewen het daardie dag, dan kry jy 'n parcel. Dit mag dalk 'n pak mieliepap wees met 'n bietjie skaapchoppies wat nie so dun gesny is nie. Yes. Enige tyd hoor. Nee, ek sal seker dit vir hulle aanstuur want dit is ons soek dit. Ons moet dit hê, jy weet, ons is Suid-Afrikaners weirdly enough, ons soek mekaar, ons benodig mekaar, jy weet. Al is ons so ver uit mekaar uit. Jy wil jou familie by mekaar hê en die humor bietjie inbring. Ja, die ding is met selfs dit maak nie saak hoe mooi die land Oorsee is nie. Wanneer jy 'n vuur aansteek op 'n Vrydag aand en jy besef jy's alleen, dis wanneer jy terug verlang Suid-Afrika toe. Dit maak nie saak hoe gevaarlik dit is en al daai goed nie. Jy het jou mense nodig. Dit is ons kry ook baie, jy weet, soos, oh wow, jy bly in Mauritius, jy weet, maar dan dink jy, okay, ja, dis mooi, ons het turquoise en dis plat, dit lyk soos 'n dam. Jy weet, maar dis nie jou huis nie. Jy weet, dis nie jou familie is nie daar nie, jou vriende is nie daar nie. Alles is, jy weet, virtual. So nee, dis baie waar. Vir alles 'n mens braai enigstens iets Suid-Afrikaans doen, dan verlang jy. Jy weet, dan soek jy jou sielsmense. En nee, dit is 'n feit. Ek dink dis ook een ding wat ek moet sê van Mauritius is van al die Suid-Afrikaners wat hier is. Tog as ons by mekaar kom, dis asof jy mekaar jare lank geken het. Yes. Jy weet, dit is dadelik kom almal by mekaar. Maak nie saak van waar jy kom nie. Almal is dadelik by mekaar. Almal is dadelik gemaklik en dis dadelik familie. En dit is nogals iets wat ek moet sê is vir my baie kosbaar. Jy weet, dit maak dit die moeite werd om ver te wees van die huis as amper, jy weet. Dis jy's ver, maar hulle bring jou huis naby jou. En dit is nogals iets van Mauritius. Hier's baie Suid-Afrikaners, maar ons kla nie. Dis lekker. Ek hou van jou sielsmense. Dis sommer die naam van die video. Op daai noot, Miranda, baie dankie vir jou tyd. Weer eens. En yes, ek sal vir jou 'n link stuur so daardie video live is en ek sal vir jou 'n kinderboek deur Marley van Sittert in die pos stuur. Ja, sal ek vir jou in die pos stuur. Jy sal dit love. En asseblief sê vir baie dankie en stuur vir my asseblief daai link van Art Matthews se interview. Hy sal presies weet wie dit is want hy is natuurlik 'n Just Ginger fan. O ja nee, verseker. Maar baie dankie. Jessie, dit is 'n groot eer en ek is opgewonde oor jou app. Dit is so nice. Ek love dit al klaar.
Dankie. En Dit is baie cool. dankie. Dit maak Dit my is happy. cool. As dit mense happy maak, maak dit my happy. En dan ja. Ja, nee, definitief. Maar ons sien jou dan op die app. Ek sien jou op die Ja. app. Sien jou op die app en geniet jou eiland lewe. Ja, Baie dankie. geniet dit. Gaan net weg. Dis lekker. Geniet Australië, hoor. Totsiens. Bye bye. Bye.